Dis baie maklik om na een getal of statistiek te kyk en opgewonde te raak daaroor. En in ons land met sy weglaatbare klein ekonomiese groei, as 'n ou dan verskyn met 'n getal en vir jou vertel hoe goed dit is en dis bo verwagting goed, dan wil 'n mens skoon bewoor raak daaroor. En ons sit nou met hierdie getal oor ekonomiese groei en wat beteken dit? En is dit genoeg? En is ons land aan die omdraai en aan die regte rigting in beweeg vir ekonomiese groei? En om al hierdie vrae te beantwoord, het ek nie die kennis nie, so ek het vandag vir ons 'n kenner gekry. Kry vir jou koffie en dan stel ek jou voor aan my gas. Radio Nuwe Lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles. En nog wat. Goeiedag pragtige mense, baie welkom by Klets met Corneille. Ek is Corneille en ek en jy gaan vandag kragtige alternatiewe verken in politiek, ekonomie, opleiding en alles deur die lens van 'n Christelike wêreldsbeskouing. Vandag se gas, liewe vriende, is Anlou Keefe. Daarom net eers baie welkom Anlou. Hallo Corneille, dit is my voorreg om hier te wees, baie dankie. Anlou en ek sit aan die verskillende kante van die land, so ek is baie dankbaar vir tegnologie wat dit moontlik maak dat jy in die Kaap kan sit en ek hier bo in Gauteng en ons kan praat oor 'n paar belangrike dinge. Ek gaan net gou vir julle haar titeltjie lees want dit is nogal 'n lang storie. Anlou is die ekonomiese beleidsanalis en navorsingskoördineerder by die Instituut vir Rasseverhoudings. Jy het omtrent 'n koffiebreek nodig na daai. Hoorie so, liewe vriende, ek gaan net gou vir julle 'n stukkie inleiding vertel, net so 'n stukkie agtergrond maar net wat vir my half skakel aan vandag se tema. In 2010 het ek die voorreg gehad om vir 10 dae in China te wees by die World Expo, wat 'n groot expo is oor internasionale besighede. So die hele wêreld kom sien toe en kyk hoe doen hulle besigheid met mekaar. En ek was daar as 'n musikant, nie as 'n besigheidsou nie, maar deel van die gasheer van ons in daai kant was om ons voor te stel aan al hierdie mense, dis maar hoe netwerke werk, en ek was so verras deur die gesprekke wat ek deel was daarvan, en wat die mense sê, wat die Chinese sê, en wat ons mense sê, en wat die ouens van Europa sê, en daai dag het my oë, of ek het iets gesnap daai dag van die probleem van ons land, en dis 2010 al. Ek praat toe met die een man en hy sê, op papier het Suid-Afrika en China albei 'n opkomende middelklas, per definisie. En in China is die opkomende middelklas 'n klomp klein besighede wat begin word, en die regering doen alles wat hulle kan om hierdie klein besighede te help om maklik gestig te word en suksesvol te wees, sodat dit kan groot besighede word. Hulle doen goed soos belastingvrystelling, ek dink vir die eerste 5 jaar, baie min papierwerk, so dit is baie maklik om te begin. En daarom groei die middelklas. In ons land is daar ook 'n opkomende middelklas wat baie geld spandeer, maar dis die verskil. Ons land se middelklas is hoofsaaklik staatsamptenare wat spandeer in die ekonomie in. So daar's dinge wat gebeur in die ekonomie en dan kyk mense en sê maar dis twee heeltemal verskillende wêrelde oor hoe dit veral langtermyn uitspeel. Nou vandag se gesprek is my iets in daai lyn met ons land en dis ook my soortgelyk in die konsep van werkskepping in ons land, wat dit voel vir my in die ou dae was daar 5 mense wat die werk gedoen het, sê maar. Toe besluit hulle werkskepping moet gebeur. Nou vat hulle daai selfe werk, gee dit vir 10 mense. Nou moet 10 mense betaal word, maar daar's geen waarde toevoeging nie. Jy kan nie vir die 5 ekstra mense faktureer nie, want daar's geen waarde toevoeging gewees nie. Dit is my stukkie agtergrond. So, nou terug na jou toe, want dis nou hier waar jy moet 'n lang asem wees vir ons. Ons het nou die statistiek gekry van ons ekonomiese groei was vir hierdie jaar 'n redelike stukkie op. Ek dink hulle het gesê die hoogste van 2022 af. Sal jy asseblief met ons net deur daai hele storie, daai verslag van julle gaan, van wat dit was, die verskillende sektore, en as ons begin het met wat beteken dit? So gee dit vir ons eers asseblief die getalletjies daarso. Ja, ek wil dalk net sê op jou inleiding oor die middelklas, dit is een van die belangrikste dele van die ekonomie amper is, dis belangrik dat die ekonomie 'n middelklas het, juist vir die rede dat
in die samelewing is dit hulle wat belasting betaal. Dis die mense wat spaargeld opbou. Dis die mense wat kinders opvoed, huise koop. So dis regtig die deel van jou samelewing wat die ekonomie dra, as ware. Sodra jou middelklas groei, dan sien jy meer stabiliteit oor die hele ekonomie, en ook meer investment. Ek gaan dalk nou 'n paar of Engelse woorde hier ingooi vandag, julle moet maar verskoon. Ons sal dit oorleef. Is partykeer op die agtervoet. Maar dan sien mense ook meer investment in vaste bates in die ekonomie, wat dan nou natuurlik baie belangrik is. So 2025, laas jaar se GDP data het ek dink 'n week of 2 terug uitgekom en dit is die grootste groei wat daar was vanaf 2022. Maar met dit gesê is daar 'n bietjie van 'n sensitiwiteit wat saam met dit gaan, want mense moet regtig verstaan wat agter die data aangaan om te weet of dit goed of sleg is. En die headline is om reguit sê, dit is nie wat dit moet wees nie. Vir 'n ekonomie wat regtig die mense in die land wil oplig en wat regtig vir mense 'n beter lewenskwaliteit wil bied, is dit nie genoeg groei nie. So as ons nou 'n bietjie gaan kyk na hoe ons dit afbreek, dan kan ons sien dat die grootste positiewe bydraes was gelewer deur finansies, real estate en jou besigheidsdienste. So dit tel alles as een sektor. En dan een van die tweede groot bydraes is gelewer deur agriculture, forestry en fisheries. Daar gaan ons landbou. Maar ons doen meeste van ons werk in Engels, so in my eie verlies is dit nie so baie mooi Afrikaans nie. Maar dan is landbou die tweede ene wat die grootste bydrae gelewer het tot GDP growth dan nou. En dan wat belangrik is dat ons sien die sektore wat wel die minste bygedra het, maar wat eintlik die belangrikste is vir langtermyn ekonomiese groei. So daai sektore wat regtig bydra tot produktiwiteit. Een van die groot dinge wat ons gereeld uitwys is dat infrastruktuur is so belangrik vir 'n ekonomie, want dit het iets wat jy 'n multiplier effek noem. So dit het 'n positiewe invloed in meer as net daai direkte invloed wat dit het. So wanneer jy byvoorbeeld 'n brug bou, kan mense vinniger by die werk kom. So mense spandeer minder tyd in verkeer, mense is minder moeg wanneer hulle by die werk uitkom. Mense is geneig om meer energie in hulle werk te sit, meer tyd by die werk te kan spandeer. So in daai manier het jy dan 'n baie meer produktiewe werker. So iets soos beter infrastruktuur, 'n beter brug, het 'n baie direkte invloed op 'n verskeidenheid ander faktore in jou ekonomie op 'n individuele basis. So as ons nou kyk na die sektore wat op daai meer gefokus is, op meer infrastruktuur, daai aspek meer gefokus is, dan kyk ons na konstruksie byvoorbeeld. En konstruksie het die grootste negatiewe invloed gehad. Dit het met 4.4% jaar op jaar wat dit verminder het eintlik, wat dit kleiner geraak het die sektor. En dan net na dit op sy sterk was elektrisiteit. En dan saam met elektrisiteit in die sektor word gas en water bygetel. En dit het dan 'n 4.3% gedaal jaar op jaar. En dan natuurlik manufacturing. Wat is manufacturing? Maar nou natuurlik die actual vervaardiging is van produkte. En dit het ook 'n goeie 1.2% gedaal jaar op jaar. En elkeen van hierdie sektore, hoe dit werk is, elkeen van die sektore op sy eie kan of groter of kleiner raak en saam dra hulle gewig by tot jou oorhoofse GDP growth. So elkeen van hierdie sektore, konstruksie, vervaardiging en elektrisiteit, gas en water, het dan elkeen 'n 1% punt weggevat van GDP growth af. So hulle het dieselfde hoeveelheid dan weggevat van dit af. So nou, die ander aspek weer van dit, dan kyk ons hoe word daar spandeer op GDP. So dit is nou byvoorbeeld as ons kyk na wat huishoudings op geld spandeer. So households final consumption, dit het gegroei jaar op jaar met 3.6%. En terselfdertyd het gross fixed capital formation, en dit is nou juist daai statistiek waarna ons kyk om te sien hoeveel word daar gespandeer op fisiese goed. So jou brug, jou paaie, toerusting kan dit wees van die privaat sektor af. Dit het eintlik afgeneem.
met 2.2%. En hierdie is een van die belangrikste statistieke wat daar is in die Suid-Afrikaanse ekonomie, juis vir daai multiplier effek wat dit het op die ekonomie, die positiewe direkte en indirekte effekte wat dit het. En as ons kyk spesifiek nou na daai syfer, dan sien ons dat dit jaar op jaar is dit onder die mikpuil van die regering. So elke jaar onderskiet hulle basies, hulle onderpresteer op hoe ons moet spandeer op ons gross fixed capital formation. So nou, as ons al hierdie goed saamvat, al hierdie verskillende aspekte wat ons nou nog gekyk het in die verskillende statistieke, dan basies wat ons kan sien is dat tans wat gebeur is, die sektore wat wel ons ekonomie help groei het, is die sektore wat spending involve. So dit is die sektore wat staat maak daarop dat mense eintlik geld spandeer. En dit die enigste uitkom van dit af kan wees dat dit tot 'n baie limited ekonomiese groei bydra. Ons kan nie verwag dat huishoudings wat meer geld moet spandeer, die ekonomie kan dra nie. Dit is nie die tipe spandering wat bydra tot daai positiewe indirekte en direkte langtermyn infrastruktuur wat nodig is om die ekonomie werklik te laat groei. So alhoewel dit goeie groei is en alhoewel dit die hoogste groei is wat ons op rekord het vanaf 2022, so vir die afgelope 4 jaar, is dit glad nie wat ons nodig het nie. Dit is nog heeltemal te min. En ons gaan 'n verandering moet sien in die manier van hoe die regering wil hê ons moet groei vir ons om ons groei actually te kan vermeerder tot op vlakke waar ons dit moet hê. Okay. So vir 'n eenvoudige ou soos ek nou, prakties beteken dit die privaat mense van ons land vat hulle spaargeldjies of wat ook al, want dit en spandeer op hierdie stadium meer, dis die ekonomiese groei, die mense spandeer hulle geld, dis die ding wat die groei veroorsaak, maar industrie, die dinge wat industrie bou langtermyn, die strukture daarvan, al die ondersteuning goede daarvan, dis die goed wat nie groei nie. So, privaat mense dra half die ekonomie op hierdie stadium, dis die ding. En dit is uit 'n praktiese oogpunt onvolhoubaar. Dit kan nie vir baie lank so aangaan nie. Want iewers as die mense nie die geldjies maak nie, gaan daai nie gebeur nie. Dit is soos, jy sit met jou eie begroting en jy brand vir hom stikkend. Iewers gaan jy vasdraai. Nou, ek het net vanoggend lees ek 'n artikel van, ek kan nie onthou wie dit was nie, wat praat oor dis die eerste maal in die geskiedenis dat iemand met China 'n kontrak het om meer as een soort van 'n vrug in te voer van dieselfde plek af. Ons land het 'n steenvrugkontrak met China gesluit vir 5 verskillende steenvrugte. En die ouens is up in arms, want presies infrastruktuur. Die hawens werk nie, die spoorweg werk nie. Daai mense gooi hulle vrugte weg in lorries vol, of hulle kan nie die waarde daarvan kry nie, want die infrastruktuur is nie reg nie. En ek meen, dit almal in hierdie land weet, die krag in hierdie land het ons so seer gemaak. Ek het onlangs 'n artikel daar gesien van hoe net die invloed van die krag in hierdie land op die ekonomie en die vervaardiging en al daai dinge wat swaar kry op hierdie stadium. So wat is die groeigetal was 1.1%, nou 1.2%, daai iewers. Ja. Okay. Wat moet daai getal eintlik wees? Kom ons doen net gou eers daai. Wat moet die getal wees, en dan sal die opvolgvraag wees, en hoe moet dit lyk? Hoe moet die ding gestruktureer wees, in plaas van net kom ons spandeer uit die gemiddelde mense se oogpunt uit? Wat moet die getal wees omtrent vir ons? Ja. Wel, so daar is 'n baie lekker verduideliking eintlik vir hierdie spesifieke punt, maar kom ek sê net eers, enige iets tussen 5 tot 7%. Klink vir my al heel wat beter. Dit is 'n ekonomie wat die mense in die ekonomie werklik sal kan oplig. En juist die feit dat ons sekere dinge in plek nodig het om by daai vlak van groei uit te kom, wys al reeds dat teen die tyd wat ons wel daai hoeveelheid groei kry, is die fondasie reg om die mense ook dan saam met dit op te lig. So as ons nou byvoorbeeld kyk, hoe kry ons 'n ekonomie kom ons sê eers, hoekom sê ons 7%? Nou, die belangrikheid van die 7% lê in dat as jy
'n ekonomie het wat 7% groei, dan gaan hy binne 'n dekade gaan daai ekonomie verdubbel. En dis 'n klein bietjie wiskunde agter dit, maar dit is 'n heel eenvoudige wiskunde eintlik. Dis soos 'n handy rule of thumb. En dit is basies net om te sê dat as jy die 70, as jy basies die getal 70 vat en jy deel dit deur die groei van die ekonomie, die economic growth rate, se persentasie dan gaan dit vir jou basies sê hoeveel jare dit gaan vat vir daai ekonomie om te groei. Okay? So, vanaf 2008 byvoorbeeld, het Suid-Afrika ons gemiddelde ekonomiese groei was 1,3%. So, op ons huidige vlak van groei, gaan dit ons 54 jaar vat vir ons ekonomie om te verdubbel in grootte. Okay? So, dit gaan vir ons moeilik wees om in ons eie leeftye te kan sien regtig enige verandering in daai mate dan. Of voordat ons kan kom by enige mate van verandering te kan sien. Ja. So, hoe kry ons die ekonomie dan om tot op daai vlak te kom? En vir dit is daar 'n hele paar goed wat moet gebeur. Daar's verskeie aspekte, maar meeste van daai aspekte, ek sal nou klein bietjie in dit ingaan, maar meeste van dit fokus op eerstens sterk property rights, om seker te maak dat mense weet dat hulle eiendom is beskerm. Dit is een van die belangrikste dinge wat jy vir jou mense in 'n land kan verseker, is om te sê, wanneer jy geld in iets insit, wanneer jy 'n belegging maak, wanneer jy 'n huis koop, wanneer jy werklik bydra tot die tipe goed wat jy nie net kan oppak en uit die land uittrek nie. Wanneer jy 'n commitment maak om te sê, ek bly in die land, ek spandeer baie geld in die land, want ek beplan om hier te bly. En die mense is seker dat daai goed nog steeds aan hulle gaan behoort, dan kan mense begin langtermyn beplan. En dit is die belangrike ding. Mense moet kan beplan vir hulle toekoms, want dan het hulle sekerheid, en dit affekteer in 'n positiewe manier die ekonomie. So, om seker te maak dat mense weet hulle bates is beskerm, is een van die eerste dinge. Maar daar's 'n paar goed wat ons nodig het vir die ekonomie om te groei. Daai is basies 'n fondasie, maar vir ons om die ekonomie te kry om te groei, gaan ons moet nodig hê dat ons foreign direct investment, so geld wat buitelanders in ons land spandeer, gaan moet meer raak. Dit is een van daai indicators wat gaan baie meer moet raak. Ons gaan moet nodig hê dat daar van die regering se kant af spasie gemaak word vir die privaat sektor ook, om te kan belê in dinge soos beide fisiese en sosiale infrastruktuur. En dit behels dinge soos byvoorbeeld skole en hospitale en watertoerusting, watersuiwering toerusting, elektrisiteitsgenerasie. So vir die ekonomie om te kan groei, gaan daar spasie gemaak moet word. Ons het reeds gesien dat van die staat se kant af ten minste is dit nie regtig moontlik om baie effektief te wees in hoe hulle belasting spandeer om hierdie spesifieke aspekte van die regering te maintain en te expand nie. Daar is sekere infrastruktuur, ek moet dit as 'n caveat bysit, daar is sekere infrastruktuur dinge wat wel goed gedoen word deur die regering. Baie publieke infrastruktuur, soos byvoorbeeld straatligte, is my 'n baie goeie voorbeeld, want jy kan nie van iemand verwag om te betaal wanneer hulle onder jou straatlig verbyloop nie. Dit is iets wat oop is vir die publiek, dit is vir die publieke belang. So daai aspek weet ons dat die regering het 'n rol in publieke infrastruktuur, maar in die dele waar hulle alreeds bewys het dat hulle nie effektief dit kan voorsien nie, moet hulle 'n spasie maak vir die privaat sektor om dan in te tree en te sê, weet jy wat, okay, ons kan help om hierdie op te bou en dit te onderhou. Okay, dan een van die volgende baie belangrike dinge is dat daar gaan moet veranderinge wees in ons labor legislation, in die manier wat ons reguleer hoeveel mense betaal moet word wanneer hulle werk, hoe lank hulle mag werk. Daar is heeltemal te veel reëls en regulasies wat in die plek staan van 'n werkgewer om 'n werknemer aan te stel.
En daar is natuurlik baie sterk argumente dat mense geneig is om advantage te vat van 'n werknemer wanneer hulle wel die geleentheid gebied word. Dit gebeur maklik dat 'n werkgewer dink, okay, ek gaan my werknemer so 'n bietjie minder betaal, niemand kyk nie. Maar wanneer ons in 'n samelewing leef waar mense werklik besef, dit is in my eie belang as werkgewer om my werknemer goed te hanteer, dan kan ons aanneem dat mense bereid is om eerder meer werknemers aan te neem, teen miskien 'n klein bietjie 'n laer koste, as om minder werknemers aan te neem teen 'n baie hoër koste. Dit is een van die groot dinge wat natuurlik bydra tot ons baie hoë werkloosheidssyfer. En die feit dat die werkloosheidssyfer ook langtermyn is en dat dit nie korttermyn werklose mense is nie. En dan basies as 'n kombinasie van juis hierdie 3 aspekte net, werknemers en werkgewersregulasie, labor legislation, en om ons foreign direct investment op te stoot en dan seker te maak dat ons bou en onderhou ons infrastruktuur. Daai 3 goed is al reeds gebaseer op die konsep van meer vryheid vir die individu en die basis dat daar sterk property rights is. As gevolg van hierdie 3 dinge sal ons dan kan sien dat mense wat op die voorheen miskien op 'n disadvantaged manier was, mense wat miskien armer is, mense wat sukkel om werk te kry, mense wat nie 'n goeie opvoeding of 'n agtergrond het nie. Daai mense gaan baie makliker ek weet nou nie wat 'n mooi Afrikaanse manier is nie, maar om die ladder of prosperity te klim, om werklik te kan sê, weet jy wat, daar is jou geleentheid om eerder 'n werk te kry waarin jy ondervinding kan opbou en dan van daar af jouself in 'n beter posisie te sit, as wat tans is. Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by juweliet.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Nou, maar dit is 'n hele klomp punte wat ek nou vir jou sommer een sou vra, wat jy vir ons almal mooi daar in 'n mandjie gesit het van dis wat nodig is vir die ekonomie om regtig te groei op 'n manier wat sin maak langtermyn en wat die doel van die storie is natuurlik nie mooi statistiek nie, die doel van die storie is om mense te kry om ekonomies vorentoe te gaan in die land. Dis wat almal graag wil hê. En wat my half hartseer is, ons het al hierdie gesprekke en almal sê dieselfde ding. En ons moet dit aanhou sê sodat die mense kan hoor, sodat hulle die regering kan skuif of uit of verander. Maar die stelsel wat ons nou het is op pad hierdie kant toe en ekonomiese groei vra hierdie kant toe. So die stelsel is verkeerd om in hierdie goed te moet verander. En daarom is ek baie bly oor die werk wat julle doen, daar by die Instituut vir Rasseverhoudings en die werk wat jy doen aanloop. Dit is baie belangrik dat mense kan hoor, hierdie goed is nie, dis nie net iemand 'n skelm, hulle weet nie om geld te spandeer nie, dis 'n groter probleem is dit. Die probleem is die pad wat hulle volg is teen daai goed, dis teen persoonlike vryheid, dit is die rassewette goede als om die werkgewer, werknemer, daai hele storie wat jy oor gepraat het, is op sy kop. As mense nie veilig voel met hulle geld nie, gaan hulle dit nie spandeer nie. En wat ek ook weet, ek kan nie die getalle onthou nie, maar daar is blykbaar nie 'n tekort aan finansies in ons land vir ontwikkeling nie. Maar mense gaan nie die geld spandeer nie. Ek praat van die private sektor. Hulle gaan nie die geld spandeer nie, maar as jy nie veilig voel met jou geld nie, of dit nou is oor die eiendoms wetgewing, of dit gaan oor swart ekonomiese bemagtiging, wat dit ook al is, en of jy van buiteland moet geld belê, en of jy in Suid-Afrika bly en moet die geld belê, as jy nie veilig voel nie, gaan hy geld in jou rekening bly. En dit verstaan 'n mens. So, wat die regering ook al sê op die televisie van dit, en moet dit, en moet dit, en moet daai, niemand gaan dit doen, voor hulle nie die reëls veilig maak vir mense, om belegging in te kry, of vir mense wat hier is te sê, spandeer hulle geldjies, bou die fabrieke, sê krag aan die gang, maak die potholes reg, al die dinge wat ons weet moet gebeur, met die veiligheid nie.
hoorie so, hierso is iets wat nie in jou deel van jou verslag is nie. Ek wil net weet of jy 'n opinie dalk oor dit het. Deel van ons land se geskiedenis is die storie van, ek dink hulle noem dit in Engels baie op die televisie, redress. ons moet ons geskiedenis aanspreek in ons land. En dit is die verskoning van die regering om te maak uit hulle oogpunt dat om die agtergeblewenes van 'n ou stelsel te help bykom. Nou in praktyk weet ons dit nooit gebeur nie. Die arm swart mense bly nog steeds arm, is 'n paar van die rykes wat al hoe ryker word. So die plan het nie gewerk nie, maar hoe balanseer jy, of wat dink jy daar is plek vir so iets soos kyk na die verlede en spreek dit aan en hoe ons vorentoe gaan? Dink jy dit maak nie saak nie? Hoe dink jy pak 'n mens daai ding aan van as ons die regte dinge self sou doen, hoe hanteer jy die ding van moet ons geskiedenis aangespreek word in ekonomiese stelsels of nie, en hoe doen ons dit? Kyk, ek gaan nie uitgaan om te sê dat ek die antwoorde vir dit nie, want daar is bitter goeie argumente na beide kante toe. Maar wat ek vir jou kan sê is dat solank as wat mens fokus eerstens op ras as die metriek vir wie voorheen benadeel was, gaan mens dit nie kan aanspreek nie. Dit gaan 'n toekoms veroorsaak in Suid-Afrika waar daar nie groei is, en ek bedoel nie groei in ekonomiese groei nie, dit ook, maar ek bedoel groei in mense is nie. Vir ons om werklike verskil te kan maak en Suid-Afrika op 'n pad te sit waar elke individu in die land in sy eie hande die reg het om te kan kies of daai persoon 'n beter lewe of 'n slegter lewe wil hê. Wanneer dit nie gebaseer is op ons eie keuses nie, gaan ons nie 'n situasie kan hê van, solank as wat dit nie op ons eie keuses gebaseer is nie, gaan ons nie kan sien dat mense werklik hulle eie keuses maak nie. So een van die groot dinge wat ons gereeld uitwys is, daar is baie beter maniere om mense wat, eerstens, dit is 'n baie beter idee om armoede te gebruik as 'n maatstaf vir benadeeld wees. Dit is 'n baie beter maatstaf as wat ras is. Ja, definitief. En die rede daarvoor is dat dit is so, die meerderheid van die samelewing wat in die laer inkomste klasse is, gaan heel moontlik in die swart kategorie val. Maar dit is bloot as gevolg van die populasie. Dit is hoe die populasie uitgelê is. So 'n beter maatstaf is dan nou juis om te kyk na armoede as 'n maatstaf. En hoe mens dit dan oplos is een van die wonderlike voorbeelde waarvan ons wel ook internasionale case study examples het waar dit wel al gewerk het, is om vouchers in te sit in die stelsel te introduce. En dit is basies die konsep van, in plaas daarvan om vir mense, in plaas daarvan vir die regering om vir jou te kan sê, weet jy wat, ek weet hoe jy jou geld die beste spandeer. Ek weet na watter publieke skool toe jy moet gaan by. Kom ons vat net skool as 'n voorbeeld, want dit is so 'n groot konsep dat dit help dalk om dit net 'n bietjie af te breek in 'n kleiner deeltjies. So dieselfde konsep wat ek hier verduidelik kan geoefen word in ander aspekte van die samelewing natuurlik ook. So as ons byvoorbeeld kyk na skool, tans hoe dit werk is, daar word vir ouers gesê, hier is die lys van publieke skole waaruit jy kan kies, jy gaan heel moontlik moet gaan na die een die naaste aan jou toe. Dis die reëls. Maar in plaas daarvan om dit as die stelsel te hê, gee vir die ouer ek wil eintlik sê reg, maar gee vir die ouer die geleentheid om te kan kies waar hy sy skoolvoucher wil spandeer, waar hy wil gaan en sy kind, in watter skool hy daai kind wil gaan sit. Dit gee, in die hele stelsel basies wat dit dan doen is, dit introduce kompetisie. Dit is 'n mate van kompetisie tussen verskillende skole, want skole gaan probeer om te kompeteer vir die geld van die ouers. En in daai mate is daar insentief vir die skole om beter kwaliteit skool te lewer, en beter standaard van opvoeding te bied basies.
En in daai manier kan ons dan eintlik sien hoe ons kinders bevoordeel word. En dit gaan heel moontlik kinders wees wat voorheen dan in 'n situasie groot geword het waar hulle benadeel was. En met benadeel bedoel ek in 'n armer huishouding groot geword het en nie soveel geleenthede het nie. En terselfdertyd so as 'n gevolg van die kompetisie wat verhoog word tussen skole, gaan ons ook kan sien dat skoolfondse laer word, want dit is basies ekonomie. Hoe groter die aanvraag vir dit is en hoe groter die supply vir dit, die availability van skole gaan wees en skoolkeuses gaan wees, gaan ons kan sien dat skole gaan besef, hulle gaan hulle skoolfondse moet verlaag. En onmiddellik sien jy 'n situasie waar as skoolfonds verlaag is dit baie meer moontlik vir 'n persoon wat uit miskien 'n armer huishouding uitkom, om nou toegang te hê tot hierdie beter skool. En dadelik, onmiddellik, maak daar meer geleenthede vir die persoon ook. So ek verstaan die argument wat mense maak vir daar's 'n nood vir redress, maar daar is baie beter argumente. Dit is onmoontlik om redress te implementeer. Daar is baie satiriese voorbeelde van dit alreeds gemaak, waarna mense maar op hulle eie tyd eerder kan gaan kyk. Maar ek dink net bloot deur te kyk na die alternatiewe wat daar is, vir hoe mense werklik groei in 'n stelsel kan introduce, groei in mense se social mobility, hoe hulle kan beweeg deur die samelewing tussen arm huishoudings en ryk huishoudings en hoe dit 'n gevolg is van hulle eie keuses, dan kan ons sien dat juis hierdie konsep waaroor ons vandag gepraat het, juis ekonomiese groei is die belangrikste ding. Sodra jy huishoudings in 'n stelsel kan, of sodra jy jou ekonomie kan kry in 'n state waar dit werklik kan groei, en tot 'n punt kan gaan waar mense eintlik wealth vir hulle self bymekaar maak, dan sal jy kan sien dat die voorheen se nadele gaan baie meer versprei kan word deur die ekonomie. En daar is geen argument wat jy kan maak wat sê dat mense in ryker lande slegter af is as mense in arm lande nie. Dit ongelukkig nie. Dit is die gevolg van ekonomiese groei. Ja, ek dink ekonomiese groei is half, die Engelse gesegde is the tide that lifts all boats. Dat my vermoede is, totale vermoede, dat as dit ekonomies goed gaan met die land, gaan mense nie vreeslik omgee wat se kleur die regering eers is nie. Of wie hulle, of wat partye voorstem, daai goed te maak nie soveel saak nie. Wat vir mense saak maak is wat elke dag met jou lewe gebeur. En ek dink ekonomiese groei is 'n ding wat ons land so goed sal doen. Die hartseer is net wat ons nou mee sit, is 'n stelsel in die verkeerde rigting. So, liewe vriende, as julle vandag na hierdie boodskap luister, stuur dit aan vir iemand anders te praat om die braaivleis oor meer as die rugby en vertel vir jou vriende van hierdie goede en almal is bewus op 'n manier. Maar dit kan nie net bewus wees nie. Jy moet iets doen met wat jy weet. Anders gaan die goede nie verander nie. Die regering gaan nie verander nie. Die mense wat stem of betogings maak of wat jy ook al doen, en daar's baie praktiese dinge om te kan doen, maar jy moet iets gaan doen. En dit begin by die inligting weergee. So, Anlo, baie dankie vir jou kennis en insig, en ek is baie bly oor die laaste punt, want dit is nie net getalle nie, dit gaan oor die mense. Dit gaan oor ekonomie begin by mense, en jy moet die mense akkommodeer in die stelsel in, en mense moet kan wil en voel hulle kan, en sulke dinge. En ek dink dit is 'n baie groot ding vir nou in ons land, van mense wat vuisfoos is, nie meer kans sien nie. En dit is alles, hulle kan nie hulle self 'n werkplek in die werkplek sien eers nie. Ek werk hoofsaaklik met dit gehoor, so daar's nie plek vir hulle nie, so wat help dit? Kan nie oor see gaan nie, want hulle kan nie bekostig nie, so wat help dit? Dis half 'n moedelose lam gevoel, en ek hoop deel van hierdie gesprekke is net om mense hoop te gee, dis nie nodig nie. Ekonomiese omdraai kan relatief vinnig gebeur, maar dan moet die goede geskei word, dat in plek moet val vir ekonomiese groei. So baie dankie vir jou insig vandag, en jou kennis, en al jou harde werk daarso, en mag het baie goed gaan met jou. Ek hoop dat jy sien daarom vrug op al die werk wat jy insit, en dat jy eendag op die stoep kan staan met 'n koffiekie in die hand en sê, kyk net hierso, ek het gepraat en hierdie goedjies geskryf, en dit het 'n effek gehad, en dinge is aan die beter, die ekonomie is aan die groei, en dan doen jy navorsing oor iets lekkers, ek weet nie wat nie. Hoe om jou baie geld te spandeer, sien dat jy ook 'n navorsing is. So baie dankie Anlu, baie sterkte, en ek hoop ons kan later weer praat.
Baie dankie Corneille. Soos met 'n goeie film is musiek die mees belangrike faktor wat die atmosfeer van jou troudag sal bepaal. Dit maak of breek. Van die oomblik wat jou gaste opdaag totdat die dansvloer sluit, sal Music for Weddings sorg dat jou persoonlike liefdesverhaal die perfekte lewende of opgeneemde klankbaan het. Vind meer uit by musicforweddings.co.za. Hulle het pakkette beskikbaar vir elke smaak en begroting. Bespreek SA se heel beste troumusiekverskaffer. Nou dit was nou my onderhoud gewees met Anlou en heerlik gewees. En ons het gekyk na die getalle, die statistieke, wat dit sê, wat dit nie is nie, wat dit moet wees. En ek wil net gou 'n paar oomblikke vat, liewe vriende, en saam met jou dink oor hoe kyk 'n mens na hierdie storie uit 'n Christelike oogpunt uit. As jy dink oor ekonomie, dan is dit maklik om te dink dis daar ver, dis die regering, maar jy is 'n bydraer tot ekonomie. Dit beteken op 'n persoonlike vlak, kom ons doen dit nou maar op jou persoonlike finansies, hoe behoort ons te dink oor hierdie goed? En dis 'n baie groot gesprek, en ek het al 'n video daaroor gemaak, wat ek sal die skakel hier so by sit, dat jy dit kan gaan kyk, wat 'n Engelse gesprek was, as ek reg onthou. En dis 'n baie groot ding, ek wil net 'n paar punte noem. En die eerste plek is, ek wil nie jy moet vergeet dat God die bron is nie. Ons het ons aandeel in dit, ons het ons verantwoordelikheid in hierdie storie wat finansies is, en die maak van finansies, en die uitdeel, en die sorg vir, en al daai dinge, maar ons bron bly God. Dit self behoort net 'n las van jou af te haal. In die oggende, as ek loop en my hoendertjies gaan voer, is dit my altyd 'n baie goeie tyd om net so 'n gesprek met die Here te hê, want jy kan nie in die natuur loop en hom nie raak sien en bevoorreg voel nie. Dit maak nie saak omtrent hoe dit gaan met finansies op daai stadium nie. En ek het net eendag so geloop en dankie sê vir die pragtige natuur wat ek elke oggend kan beleef op 'n meer praktiese manier as die meeste mense wat in 'n dorp of 'n stad bly. En daai dag vang dit my net, dat God sorg vir dit wat hy geskep het. Hy het die plante daar buite gemaak, en al die sisteme wat als in plek hou, die reënsiklus en al daai goed, sy skepping. Hy het dit geskep en hy sorg daarvoor. En net soos 'n blom, of die groente, of die diere, het hy my geskep en hy sorg vir my. So sonder enige Bybelversies of lang preke, net die gedagte van God het my geskep en as sy skepping sorg hy vir my. En ek hoop dit doen iets vir jou, want dit het my soveel vastigheid onder my voete gesit daai dag, net daai besef van dit is wat dit is. As jy sal kyk na 'n paar Bybelse gedeeltes net vinnig, in Deuteronomium 8 vers 18 praat dit van, dit is God wat jou die krag gee om rykdom te verwerwe, sê dit. So ja, jy het 'n aandeel, maar as hy wat dit vir jou maak gebeur, dis hy wat jou die krag gee om dit te kan doen. In Spreuke 10 vers 22, die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. En dit beteken weer eens nie, moenie gaan werk nie. Dit beteken, dis die ingesteldheid van, ek gaan nie God so impress, of iets impress, en ek dink in 'n moderne tyd, die gejaag en gedrewenheid, met die gevoel van, as ek nie al hierdie goed te doen nie, gaan ek sink, in teenstelling met die vaste vertroue van, ek word na gekyk, en ek gaan kan doen wat ek doen, so goed as wat ek het kan doen, en dan gaan ek het los, want God sorg. Sy het my die krag gee, en 'n paar ander dinge gee, maar dit is sy seën, wat maak dat ek rykdom kan verwerf. En die feit dat ek die kers aan al 6 kante brand, maak nie 'n verskil daarin nie. Ek onthou net weer eens op 'n praktiese voorbeeld uit my eie lewe, dat ons het 1 Desember ingegaan, met 0 geld in die pyplyn nie, wat in die vermaaklikheidswêreld nogal 'n ramp is. En in daai maand, in 'n kwessie van 'n paar dae, boek ons soveel groot optredes, dat ons een van ons beste maande ooit van al die tye gehad het. En dit was my, daai maand was my so 'n voorbeeld van, dit gaan nie oor my harde werk en rondhol en die goed eers kry nie. Jy doen wat jy kan doen, en dan rus jy, en die wete dat jy voor gesorg word. Psalm 127
dieselfde gedagte van as die Here nie die huis bou nie, dan werk jy te vergeefs. En dan sê dit te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Dis net 'n prentjie van rus, want jy word voorgesorg. So dis die eerste ding wat ek net wil hê, wat jy nie moet vergeet nie, as jy word voorgesorg, God is die bron. Dan die ding van vertroue, wat half skakel in by die punt wat ek nou net gemaak het. Baie bekende gedeelte wat Jesus net met hulle praat en vir hulle sê, maar kyk na al hierdie goede, en kyk na die natuur, en kyk na Salomo, en al die dinge, en moenie bekommerd wees nie. En dan gaan ek vir jou net die laaste paar verse lees daarvan, dit is in Matteus 6, vanaf vers 25 tot 34, en ek gaan net vir die laaste paar verse lees. Daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. As jy God nie ken nie, is daar 'n rede om rond te hardloop asof jy dit moet maak gebeur, want jy het geen anker en iets wat jy aan kan vashou van ek word na gekyk nie. Maar ons Vader weet, ons het dit goed nodig. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Dit is my altyd net so op 'n manier goeie nuus. Want dit wys my die realisme wat in die Bybel is. Dis nie net airy-fairy van doen hierdie en alles gaan goed nie. Dit sê net moenie bekommerd wees nie. Daar gaan drama wees môre. Ek waarborg jou. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Maar ten spyte daarvan moet jy nie bekommerd wees nie. Moet jy jou nie kwel nie. En as jy jou kwel, dan gaan kyk jy buite na die blommetjies en die diere en jy sê vir jouself, hulle doen niks om het te verdien nie, hulle word voorgesorg. Hulle vlieg rond, hulle doen die werk van, doen die goedjies, maar dis nie hulle verantwoordelikheid nie. Hulle word na gekyk. Op die punt van verantwoordelikheid vir geld en vir wat jy moet doen en arbei. Ek dink die hele punt van my wil uitkom by ons verantwoordelikheid om aktiewe bydraers te wees. En nie moedeloos te word nie. En aan te hou met wat kan ek doen? Ek moet dit doen. Dis 'n verantwoordelikheid wat ek het. Die baie bekende verhaal in Matteus 25 van die man wat op reis gaan en dan sy diensknegte kry en vir hulle talente gee. En dan terugkom en hy vereis van hulle dat hulle iets moes gedoen het met wat hy aan hulle toevertrou het. En is natuurlik 'n baie eenvoudige op 'n manier seker vergelyking net van jou hemelse Vader het vir jou goede gegee. Talente, liefdes, ingesteldhede en hy verwag van jou om iets te doen met wat hy vir jou gegee het. En daar gaan 'n kom wees en wys vir my wat jy gedoen het. Daar gaan so 'n dag aanbreek. En ek dink dit is die groot uiteindelike prentjie, maar net vir nou is ook dat as jy nie woeker nie, is daar nie groei nie. Dis 'n redelik eenvoudige ding. As jy nie 5 gekry het en woeker daarmee nie, dan kry jy nie nog 1 ekstra en dan 2 en dan 3 en dan jy iewes skielik nog 5 ekstra nie. Daai proses kan nie gebeur as jy nie woeker met wat jy het nie. So selfs tot voor ons kom by die uiteinde van wel gedaan, jou goeie en getroue diensknegt, voor jy nog daar kom, die proses van ek het en ek kry nog, daai kan nie eers gebeur nog voor jy kom by die wel gedaan nie. En dan die hartseer einde van die ou wat gedink het net, ek kan nie, ek is bang. Ek gaan eerder veilig speel in plaas van die risiko aangaan van woeker. Weet nie wat nie, daar was nie aanduidings gewees van wat jy moet doen nie, dis net, hierso is dit, gaan doen iets daarmee. En ek dink baie keer draai mense hulle so vas in die presiesheid van wat jy moet doen in jou roeping en doen jy dit presies en alles. En daar is iets te sê vir dit, absoluut. Maar jy moet iets gaan doen, en partykeer lyk die paadjie van iets doen na wat jy glo jou roeping is,
nie regheid nie. En ek dink nie dit is ooit nie, want ons moet ontwikkel en dinge moet en tye moet in plek kom en al sulke dinge moet gebeur. Maar jy moet iets doen. Daar word van jou verwag om iets te doen en nie die een te wees wat in vrees sê, skiesie, ek was bang, ek het dit gebeure nie, want die uiteinde van daai ou was nie baie goed nie. 1 Timoteus 5 vers 8 sê, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Wat ek nie wil hê jy moet, of wat ek wil hê jy nie moet hoor nie, is, as jy nie werk het nie, is jy slegter as ongelowige. Wat ek wil hê wat jy moet hoor is, as jy nie meer gaan werk soek nie, dan is jy nou sleg. Jy kan nie ophou nie. Jy moet, dis daai twee kante van die baie Bybelse konsepte wat gelyktydig waar is. Jy moet nie vrees nie. Jy moet nie eens bekommerd wees nie, want jy word na gekyk. Maar in rowwe tye moet jy nog steeds doen wat jy kan doen. En dit kom by mekaar uit en goed te gebeur dan, want net soveel soos wat jy 'n verantwoordelikheid om dinge te doen en om aan te gaan en om God te vertrou, kom God dan op sy goeie tyd deur en laat die goed te gebeur, want is hy wat die vermeerdering bring. Maar jy moet iets doen. Dit beteken nie as jy nie kan werk kry, is jy sleg nie, maar jy moet doen wat jy kan doen. Dan die volgende punt gaan oor die wysheid en vernuf wat jy nodig het, want baie mense dink van, maar ek kan niks doen nie, ek is nie opgelei in dit, ek het nie dit, ek het nie hierdie oulike talente, ek kan nie sing en gaan iewers vir mense sing nie. Ek het nie die besigheidsaanleg wat ek kan sien, party mense het, ek het nie daai ding nie. En my kortpad antwoord is, almal het iets gekry. Ek weet nie wat jy gekry het nie, maar hier is wat ek weet, almal het iets, want oor 'n paar redes. Die eerste ding is net, jy is geskep na die beeld van jou skepper, en hy is kreatief. En mense het baie keer dink van hulle assosieer net kreatiwiteit met kuns, een of ander kunstigheid. Maar dis nie die waarheid nie. Kreatiwiteit is bloot die vermoë om te kan 'n antwoord kry vir 'n probleem. In kunswerk is die manier van, ek het hierdie ding, ek moet 'n liedjie oor hierdie, en jy gaan soek die oplossing vir die ding wat jy wil beskryf, en jy doen dit. Of jy wil hierdie kuns doen, en jy, dis 'n probleemoplossing op 'n kunstige manier, wil ek amper sê. Maar dieselfde ding gaan kreatiwiteit oor, hoe los jy hierdie besigheidsprobleem op? Ek het vir 'n ruk lank het ek sagte ware ontwikkeling gedoen, en dis hierdie ou wil hierdie ding hê, hoe gaan ek 'n stuk sagte ware maak doen wat hierdie persoon gedoen wil hê, en dan is dit 'n probleemoplossing. Of is 'n probleem van ek het nie werk in my gesin nie, nie ek of my vrou kan werk kry nie. Kreatiwiteit, wat kan ons doen met wat God in ons hande gesit het? Kreatiwiteit is daar vir jou. Ons is geskep na die beeld van 'n kreatiewe skepper en God. En in Exodus praat dit baie meer daarvan, van net spesifieke mense wat genoem word, toe dit nou by die bou van die tabernakel en al daai goede gekom het. En die Here praat met Moses en hy sê vir hom, kyk, ek het Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En hierdie ou was in die kunsrigting, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper en die hele storie. Maar dink oor dieselfde ding van, dieselfde God het jou geskep, het jou met sy gees vervul, en hy gee vir jou die wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid om dinge te doen. Nou kennis obviously kom ook met jou aandeel in die storie van, die kennis gaan in jou kop inspring, jy moet iets doen, maar God kan jou help met daai, met sy gees, en die kreatiwiteit om by probleemoplossings te kom. Ek wil hê jy moet asseblief daaroor dink net van, as jy op hierdie stadium moeilik, ek weet nie wat moet te doen nie, het jy al ooit oorweeg om te gaan sit en hard daaroor te dink, soos kreatief te dink oor, hier is die probleem, wat is die probleemoplossing, saam met die Here. En dan hierdie oulike ding, saam met die kennis om goed te kan doen, ek bid deesdae baie hieroor, Jakobus 1 vers 5, en as iemand van julle wysheid kort kom,
Laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. Jy al ooit daaroor gedink, om te sê, Here, ek weet nie, ek is vasgedraai met hierdie werksituasie. En wat ook al jou probleem is, gee my asseblief die wysheid, oor wat my te doen staan in hierdie storie. En hierdie vers sê, dat jy sal wysheid gee. God het nie hierdie spesiale kategorie van wysheid, wat hy hou vir net spesiale mense nie. Dit sê, hy gee aan almal eenvoudig, sonder om te verwyd. So vra vir die wysheid wat jy kort kom, om te doen wat jy dink moet gedoen word. En dan die laaste punt, wat ek wil noem, is net, vir ons op aarde te kan doen wat ons glo ons moet doen. En vir baie mense is dit baie duidelik 'n ding van geroepenheid in 'n sekere soort beroep in. En vir party mense is net, wel, ek moet sorg vir my gesin, dis my verantwoordelikheid. Hoe ook al jy daarna kyk, is dit vat geloof en 'n sekere mate van vreesloosheid om te doen in geloof wat ons glo moet doen, sonder dat jou oë noodwendig kan sien wat die uitkoms of die sukses daarvan is. En dis wat geloof is natuurlik, is daai ding van ek vertrou dat dit wat ek hier aanpak saam met God gaan werk. Ek het met hom gepraat, ek het vir hom die wysheid gevra, ons het kreatief gedink oor die probleme en hier's wat ons glo wat hy sê ons te doen staan, prakties, nie super spiritual goed in hele, prakties, wysheid. En die vreesloosheid wat saam met dit kom, want dit vat 'n mate van vreesloosheid wat 'n ander naam vir geloof is. En dis 'n belangrike ding om te doen wel. In Openbaring is daar baie nugter vers vir my. Dit is in Openbaring 21 en jy kan lees van vers 1 af na vers 8 toe, wat net sê ek het die nuwe hemel en aarde, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste het verbygegaan, en toe sien Johannes die heilige stad, die nuwe Jerusalem neerkom, en hy sien van God daar binne, en hy verduidelik hoe God al die trane sal afvee, en hy sien God op die troon sit, en hy maak alles nuut, en dan in vers 7 en 8 gaan ek net vir jou lees. Kom ons begin by vers 6, en hy het vir my gesê, dis nou God wat praat, dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en horeerders, en towenaars, en afgodsdienaars, en al die leuenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. En ons lees daai baie vinnig en dink, gruwelikes, moordenaars, horeerders, towenaars, afgodsdienaars, nee, kwalifiseer nie vir daai nie. Maar die eerste twee is vreesagtiges en ongelowiges. En dit beteken natuurlik ongelowig in die sin van jy glo nie in God nie. Maar dit het my daai dag toe ek dit sien 'n bietjie laat dink, is ek vreesagtig in wat ek dink en verwag van God. As God sê, moenie bekommerd wees nie, ek kyk na jou. Maar ek het ook in jou belê met my gees allerlei dinge om te gaan doen. En jy moet in geloof dit gaan doen, want ek verwag van jou resultate. Ek hou vir jou verantwoordelik vir dit wat ek vir jou gee. Is ek vreesagtig aangaande hierdie dinge? Ek hoop nie jy is nie. Ek hoop nie jy is nie. En ek hoop hierdie paar punte net, laat jou dink net oor, moenie moed verloor nie, moenie moedeloos word nie, moenie vrees nie, alles dieselfde tipe van idee. Jy word voorgesorg. Gaan vra vir God vir die praktiese wysheid van wat jy te doen staan. En vertrou dat die dinge gaan goed uitwerk, want dit gaan. Nou, liewe vriende, ek het dalk 'n mikrofoon vir vandag gehad hierso, maar hierdie gesprek is nie volledig sonder jou nie. So asseblief, gaan stuur vir my 'n boodskap na radio by radionieuwelied.com of stuur vir my 'n WhatsApp of Telegram boodskap na 062 336 5330. Tot volgende keer, bly vra, bly soek na die waarheid en bly geanker in Christus.
Huwelied Huis se reeks natuurlike vloeibare seep sal jou vel, jou hare, jou hande en sommer al jou sintuie aangenaam verras, sommer jou beursie ook. Die lyfreeks word uit luukse, bevochtigende olyf en klapperolie verseep met slegs natuurlike ekstra bestanddele. Die wasgoedseep is hard op vlekke, sag op die natuur. Bederf jouself. Besigtig die volledige reeks en bestel by huwelied.co.za. Goed vir jou vel, goed vir die natuur. Luister nou na Radio Nuwelied, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.